Let the one who hears the Savior say, come. And let the one who is thirsty come. Bykom en hoe lekker is dit nie, né? Ek moet net vir ons open, net gaan my plekkie kry hierso. Waar is hy? Lekker om julle almal te sien, vir die wat ek nog nie hallo gesê het nie, welkom. Is lekker hierso, waar November maand nou geland word, en ons gaan in Desember in. Hoe lekker is dit nie? Lekker Kersfees. Vader, ons loof en prys U naam, dankie vir die dag, is 'n goeie dag, is 'n dag wat U gemaak het. Ek bid vir oggend dat die woorde van my mond en die oordenking van ons harte vir goed en welbehaaglik sal wees. Heilige Gees, dankie dat ons saam vir oggend Jesus Christus se naam gaan verheerlik. Dankie Jesus wat U in die kruis gedoen het, waar ons na die tyd gaan nagmaal hou. Ons gaan dankie sê vir U bloed en U liggaam wat U vir ons gebreek het. Ons eer U naam. U is die Alfa, U is die Omega, die wat is en wat was tot in alle ewigheid. Dankie Vader, ons eer U naam. Amen. So, vir oggend, julle weet, wanneer ek nou geleentheid kry voor, praat ek oor Hebreërs, hoogtepunt uit Hebreërs, dan sal ons seker nou maar na vandag volgende jaar aangaan daarmee, want ons gaan nou begin in Kerstyd ingaan, sien maar hoe die Here my lei. Jonathan preek volgende week, en ek weet Tinus is die week daarna, en is my baie belangrik gister waar ons by Warrior Bride ook bedien het, om te besef, dat die Here het alles reeds vir ons gedoen. En ons kan dit maar sê, maar iewers in jou lewe gaan die pennie moet drop, dat die Here se werk is klaar. Hy het vir ons die aflosstokkie amper aangegee, tot hy terugkom, waar ek en jy by die plek moet uitkom, dat ons kan begin heers. Dat ons kan begin besef, hy het dit gedoen, dit is gedoen. Daar's 'n vriend van ons, William, hulle is in die band Glow, hulle was al by ons toe ons nog Siloam op die plaas was. Hulle het 'n liedjie, dit is gedoen, dit is volbring. Ons sê, tetelestai, toe hy in die kruis hang, dit is volbring. Wat is volbring? Die feit dat jy hemel toe gaan. Dis meer as dit. Dis meer as dit. En dis waar die boek Hebreërs gaan. En ek weet, baie van ons het met 'n teologie groot geword, ons nooit hierdie gehoor het. Jy moet op die plek kom dat jy die vrymoedigheid het om te kan gaan bedien, want dis hoekom die Here jou geroep het. Die bediening is nie net vir die ou wat hier voor staan nie. Die bediening is nie net vir die ouderlinge nie. Die bediening is vir ons almal. Julle almal het 'n bediening. Julle almal moet kan uitgaan, hande op siekes lê en uitgaan en die woord verkondig. Want ons is laas week ons daaroor gepraat, ons is almal deelgenote. Of is jy nie 'n deelgenoot? Raak stil nou hier vanoggend hierso in Siloam gemeente. Ek wil jou uitnooi, jy's 'n deelgenoot. Jy's 'n deelgenoot. Andrew Womack sê altyd, you're a partaker. You're 1/3 Holy Ghost. 1/3 van jou is Heilige Gees. Die ander 2/3 is wat ons aan moet werk. Hulle is nie wat so lekker in lyn kom met alles nie. Maar jou gees is weergebore. Dis die belangrikste boodskap wat daar is in die Bybel. Dat jy weergebore moet word. As jy nie weergebore word nie, is hierdie vir jou Grieks. Latyns actually, nog moeiliker. Grieks begin ons al so 'n bietjie vang. Ons wat so na die woorde kyk, wat die woorde beteken, ons vang al 'n bietjie Grieks, maar Latyns is wild hoor. Jy moet weergebore word. Dis die basic opdrag. Johannes 3, Nicodemus, kom in die aand by Jesus, en ek preek baie daaroor. Die moderator van sy tyd. En hy kom in die aand na Jesus toe, want hy mag nie in die dag saam met Jesus gesien word nie. En hy vra, hoe? Slim ou. Klink op as 'n uil. Hoe? Nee. Hy sê, maar Nicodemus, jy's die leermeester. Jy moet my leer, jy moet ons leer. Die wind waai waar hy wil, ons weet nie waar hy vandaan kom nie, maar 'n man en 'n vrou moet weergebore word. Om die koninkryk van die hemele te beerwe. En al die jare het ek nie gedog is die hemel. Nee, dan moet jy die hemel van die hemele beerwe.
Die koninkryk, die heerskappy, die basileia, die Griekse woord is basileia, die heerskappy te kan beerwe. En nou, die skrywer van Hebreërs, en ek gaan nou nie baie op die teologie van dit in nie, ek reken dit is Paulus, en ons baie ander teoloog wat reken dit is nie Paulus nie, maar as jy net na die skryfstyl kyk en hoe hy groet, al sy briewe groet hy dieselfde. Paar dingetjies wat hy ou nou kan kyk. Maar die skrywer van die Hebreërs skryf toe nou aan, ek het laas ook daaroor gepraat, aan Hebreërs, Jode. Elsie het ons nou in die begin gesê, ons moet bid, en dit klink dalk vir party van julle vreemd, as jy die eerste keer hier kom, vir die vrede van Jerusalem. Ons moet bid vir die Jode. Ja, maar hulle is die Rothschilds en die alles se childs, en ek weet nie wat se childs nie, wat die wêreld beheer en goed. Ja nee, verseker, is hoekom 2/3 dit nie gaan maak in die 7 jaar verdrukking. Maar God sal dit uitsorteer. Hoekom moet ons vir Israel bid? Ons lees nou 'n boek wat aan Israeliete geskryf is, die Hebreërsboek. Hy is nou geskryf aan Jode. Want eerstens het ek en jy vandag hierdie Bybel en dit kom van Jode af. Want die eerste disippels was Jode, as jy het nie geweet het nie. Hulle is die ouens wat gebloei het, tot ek en jy vandag hier kan sit. Haar eerste 11, en toe kom Paulus of Matthias by 12, en nou Paulus die 13e apostel, en hulle was almal Jode. So eerstens kan ons vir die Jode dankie sê, hoor hierso, dankie dat ons vandag die evangelie het. En uit die Jode uitkom wie? Jesus. Jesus. Tot die hele Ou Testament wat jy hier het vandag, is nie die boere sin nie. Is nie, die boere het gedink is hulle sin. Nee, het kom van die Jode gegee. Het jy geweet, Moses was 'n Jood? Ja. Abraham, Isak, Jakob se naam verander na Israel toe. En uit Israel uit kom die 12 stamme, wat ons vandag die Jode noem. En uit hulle uit kom die Messias. God moes 'n geskiedenis bou met hierdie volk, sodat hy kan gebore word uit hierdie volk uit. Nou dag sê ander ou dit goed, toe hy in China bedien, kom hy agter, Jesus kon nooit uit die Chinese uitgekom het nie. Want God het nie 'n geskiedenis met die Chinese nie, want hierdie Chinese wat nou weergebore is, sy pa was 'n boeddhis. So God kon nie uit, maar hy moes 'n geskiedenis, hy moes 'n history bou, saam met hierdie Jode. Alhoewel hulle alles verkeerd kon doen, wat hulle kon doen. Het hy 'n history gebou met hulle in die Messias, kom met die Jode uit. Dis nou maar net 3 redes, daar's eintlik 7, as jy Romeine 9 gaan lees. 7 redes, hoekom ons moet bid vir Israel en die vrede van Jerusalem. God gaan Israel uitsorteer, hy gaan die Jode uitsorteer, is nie my en jou werk nie, ons sê vir die Here, baie dankie, dat jy daai mense gebruik het, hulle oë is toegemaak vir jou onthou, dit is die ander rede hoekom jy kan bid vir hulle. Romeine 11. Hulle oë is toegemaak sodat ek en jy kan inkom. Hoe awesome is dit nie? Hulle vat die shots. Ja. Gister het ek vir mense profetiese woord gegee. Nou jy weet nie, as jy vir iemand woord gee, en ek en jy wat Nuwe Testamentiese Christen is, moet dit weet. Jy moet dit weet vandag. As jy woord kry, moet jy weet, daar's 'n ander koninkryk wat teen daai woord gaan kom, wat jou destiny wil steel, as jy dit nie geweet het nie, ek sê ek het vandag vir jou, al het jy nie woord gekry nie, vandat jy, wat is die mooi woord, nou soek ek die mooi woord hier, so ek kry hom nou nie, voordat jy gevorm is, in die skoot van jou moeder, het God jou by die naam geroep, dan kom die vyand vir jou. Hy sal sorg, jy kom nie by jou destiny uit nie. Hy gaan jou keer. Jy sal gebore word met verwerping en weet nie wat so goed alles nie. En jou ma en pa spreek nog goed terwyl jy in die baarmoeder is en jy weet nie wat nog alles nie. Hy kom teen jou. Imagine nou nog net as jy 'n profetiese woord kry. Die Here sê vir my, Tannie Fransie, dit en dit en sy moet eendag, ek vat nou net 'n voorbeeld, sy gaan 'n pastoor word, die Here wys dit vir my, daar's 'n ander koninkryk wat gaan sorg, sy word nie een nie. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Nou imagine Israel, Abraham kry hierdie beloftes, hy kry hierdie beloftes, uit jou saad uit. Die vyand sê, wat? En hy plant vir hulle 'n landmynveld, hy het 300 jaar om dit te doen.
Hy het 300 jaar om 'n landmynveld te plant daar in die Sinai woestyn. En hy het gesorg dat hierdie arme joetjies nie by hulle destiny, meeste kon nie by hulle destiny uitkom nie. Gaan lees 1 en 2 konings, gaan lees 1 en 2 kronieke. Daai konings het gevou soos R20 se toksakke. So 'n bietjie verleiding dan vou hy. Hulle het dit nie gemaak nie, meeste van hulle het dit nie gemaak nie, self Salomo. Net so 'n paar honderd mooi vrouens by hom toe vou hy. Ja, kyk, hy het 'n paar gevat hoor. Hy het 'n hele huishouding wat hy moes gelukkig hou en ek weet nie of hy dit kon reg gedoen. Hoekom hy so baie wysheid seker gehad het. Die vyand kom vir alles. Want ons moet onthou, hy kom, die oorlog was tussen die saad, hy kom vir dit. En so ook vir ons, en dis hoekom hierdie Jode, ons bid vir die vrede van Jerusalem, ons bid vir daai Jode, want hulle het die shots gevat, sodat ek en jy kan sit hier vandag. En dis 'n baie groot rede, buiten vir die Messias, wat nog uit daai bloedlyn uitkom. En nou skryf hierdie skrywer aan hulle, wat weergebore geword het, wat tot die kennis van Jesus Christus kom het, dieselfde Jesus wat hulle gekruisig het, neem hulle nou aan. Onthou julle Handelinge 2? Petrus sê vir hulle, die Jesus wat julle gekruisig het. Maar hoe kry ons dit? Bekeer julle sondes teenoor God. Neem Jesus Christus as jou persoonlike verlosser en saligmaker aan. Word gedoop en ontvang die dooping met die Heilige Gees, weergeboorte. En is almal Jode. Handelinge 2 was almal. En 3000 Jode word gedoop. En die evangelie ontplof, reg oor die wêreld. En nou skryf aan hulle, want hulle begin nou vergeet, soos ek en jy. Jy sien ons probleem, ek kom dit agter, nee? Ons is 3de, 4de generasie Christene. Ons het groot geword met Christendom. Jy het gedink om jou pa en ma in die kerk was, en hulle jou besprinkel het toe jy klein was, jy sjap. Dus jy het gedink jy's reg. Ek is reg op pad hemel toe. Nee. Jy moet 'n besluit neem. Jy moet kies. Here, ek besluit om U te volg. So maklik soos dit, en is so moeilik. Want jy was lekker cozy daar waar jy was. Nee, wat lekker. Dominee moet jy so eenmal 'n week net bietjie maak. Jy weer aangaan vir die week. Nee, God sê, ek roep jou. Ek wil met jou 'n verhouding hê. Ek wil jou ken. Dis hoekom baie ouens gaan dan kom aan die ander kant. Ja, maar ek ken jou nie. Ken jou nie. Ja, maar ek het by die bazaar al die koeksusters geskenk. Ja, maar ek ken jou nie. Nou, dit is 'n simpel voorbeeld. Ek was nog heel voor. Ek het al die foute gemaak. Ek kan praat uit experience uit. Ek het nog op die vergadering besluit dat ons nou wel nie binne in die kerkterrein sal drink nie. Ons sal die biertuin by die ingange. Ja, ek was by daai meeting. Ek het dit goedgekeur. Ek het my loodjie gegooi. Ek het dit gereël. Maar nou skryf die skrywer van die Hebreërs aan hierdie ouens en sê, hoorie, en dis waar die hele boek Galasiërs ook gaan. Onthou julle het ontvang het. O, onverstandige Galasiërs, wie het julle bedwelm om nou weer in werke in te gaan? Ons praat vandag oor werke. Dat ons dit mooi moet verstaan. Die pennie moet op 'n stadium drop. Ek moes hierdie goed lees en hoor het my jare gevat om te besef. Albert daar by Duets nog steeds besig. As ek sien by die mannegroep is afgehandelde werk. Man, ons leer wat sê afgehandelde werk. Ons kom net nie, ons besef net nie wat dit is. Dit is gedoen, dit is volbring. Ons lewe nog asof ek voel nie goed genoeg nie. En hierdie ouens het self fout gemaak. Hulle wou weer teruggaan in werke in, want hulle was Jode, en hulle het met 'n tradisie groot geword. En ek het laas gesê, hulle wil nou weer met engele, en hier is ou Moses, en die Leviete is eintlik die hoofpriesters, en ons kyk bietjie daarna, hoor wat sê hierdie skrifgie in die Passion Translation, en dit is my so mooi, en ons gaan vandag by hom uitkom, in Hebreërs 4 vers 10, as we enter into God's faith rest, geloofsrus,
Geloofsrus. Ek kan vir jou gou iets sê, nee. Ja nee, ek het geloof. Tot die einde van die maand sien jy het nie geld nie. Nee, finansies is 'n groot ding, nee. Om God te vertrou, nadat jy alles gedoen het wat jy kon. Nou sê ek nie, jy sit in rus en wag dat die lotto inskop nie. Nee. Jy doen wat jy doen, en dan moet jy in 'n rus ingaan, want God gesê, sal sorg vir jou. Onthou, Matteus 6:33, as jy nou soos ek en my vrou en kinders, Matteus 6:33 bid, Here, dankie, ons soek die koninkryk en die geregtigheid, ons weet, U sal vir die res sorg. U sê, U gee, ons hoef nie eers te worry nie, U sorg vir die voeltjies in die veld, U doen al die goed. En dan om daai rus in te gaan, God's 5 rest. Life, we cease from our own works. Own works, dink dan nou so, as jy nou alles gedoen het in jou vermoë, jy gaan plisgetrou werk toe, jy doen jou ding, al die dinge, en nou vertrou ek op die Here, en nou bid ek, dankie Here, ek vertrou op U, maar môreoggend moet jy die Here nou net weer gou herinner, dalk het hy my nie gehoor nie, dalk moet ek gou net 'n WhatsAppie uitstuur, dat die intercessors net vir my intree, as om net bietjie harder bid, en die sweet moet so uitstap, dit klink nie soos rus nie. Weet jy geweet, as ons God een keer vra, het hy die eerste keer gehoor? Weet jy dit? Dus hoekom ons moet versigtig wees as ons intersessie doen. Ons gaan nou dit, want ons moet nou net, nee, daar is, mens moet die vyand weerstaan, verseker. Maar God het die eerste keer gehoor. As we enter God's 5 rest life, we cease from our own works, just as God celebrates His finished works and rests in them. Dis wat die Sabbat beteken, die Shabbat. Dis wat dit beteken, ek gaan vir jou die Griekse woordjie, of die Hebreëse woordjie vandag, dit beteken afgehandel. Die dag toe hulle sê, God het in Genesis op die 7de dag gerus, was hy nie uitgeput, omdat hy al die sterre gemaak het nie. Jy het dit geweet. Hy was nou so moeg, dat hy die laaste dag moes God rus. Ek meen, hy het die hele heelal gemaak, alles. Toe is hy nou die 7de dag so moeg, dis nie wat dit beteken nie. Hy het die 7de dag gesê, dit is klaar. En toe hy in die kruis hang, het hy dieselfde woorde gebruik. Dit is klaar. Ek het gedoen wat ek moes doen. En nou vra hy in Hebreërs 3:4, jy moet in hy rus in, dat dit klaar gedoen is. Dit is vir jou gedoen dat jy hier mag sit vandag. Hy het die werk gedoen aan die kruis, dit is klaar. Is dit nie mooi nie? Dit is klaar. Maar nou wraggies waar die mense gemaak het toe nou dag, ek is uitgeput, ek moet daai dag rus, dis goed om 'n dag te rus, daar's niks fout om 'n dag te rus nie. Maar dis nie wat dit beteken nie. En die Jode vat daai dag, van 'n Vrydag aan 6:00 tot 'n Saterdag 6:00, en hulle vat dit tot die ekstreem, en sê, jy mag nie eens 'n lift se knoppie druk nie. Dis nou as mense die rus oorneem. Nee, dan maak hulle dit nou weer wette, reëls en regulasies. En so het ons ook, al die jare, ek onthou, jy kon nie eens gras sny op 'n Sondag nie. As jou buurman gras gesny het, was frowned upon. Onthou julle, was dit net ek wat in daai tyd groot geword het. It was frowned upon. Hoe durf hy? Op die Shabbat. Ons het nie gesê Shabbat nie, maar op die Sabbat. Dit verontheilig 'n dag. Toe begin ons rugby speel op 'n Saterdag, cricket, Sondag, ek weet nie. En dit is nie goed nie. Die wêreld het ons 'n dag gegee wat ons kan rus, nie? Wat ons kan kerk hou. Hoe awesome is dit nie, ons moet dit gebruik. Nou Christene kap mekaar nou vandag, hou julle op 'n Sondag kerk. Weet julle nie dat dit eintlik 'n Saterdag is, nie? Ja. Ons het nou nie tot die kennis van daai gekom en dan kom hy trots so in, jy weet, ons het dan nou al die kennis van hierdie ding. Hierdie ouens moet nog leer van daai. Ek sê altyd vir die ouens, nee maar gaan rus nie maar op 'n Saterdag, ons sal warrior bride hou en ons sal vir die mense bid en die demone uitjaag en die alle goed doen. Gaan rus jy op 'n Saterdag. Maar dit het nooit oor 'n dag gegaan nie. Dit gaan oor afgehandel. God's 5 rest, en ek en jy moet op die plek kom in ons verhouding met God, wat ons rus in die wete, God het my gered. Jy het niks eers daarmee te doen gehad, en jy kon nie weer gebore raak uit jou eie uit nie. Kan jy glo? Nee, ek het die dag besluit om die Here aan te neem. Hy het jou getrek. Jy het geantwoord op sy roepstem.
Maar ek het mos altyd my hele lewe lang geantwoord, omdat dit nou 16 Desember raak, altyd geantwoord op die roepstem van Suid-Afrika. Nee? Ons het geantwoord op sy roepstem, maar ek het nou geantwoord op God se roepstem. Hy het my getrek, Johannes 6:44, ons sê dit tot vervelings toe, God trek jou, en jy antwoord op hom. Sê Here, ek kan nie glo, die God van die heelal roep my nie. Hoe special is dit? En hy sê, kom, ek het vir jou sondes gesterf. Nie jy nie. Jy kan, omdat ons worstel met sonde, en omdat ons voel ons is nie goed genoeg nie, kan ons nie in hy rus ingaan nie. Die vyand, dis hoekom hy sê, you must labor to enter his rest. Dit beteken, jy gaan jou gedagtes met gevangene neem, want daar is alles in die hel gaan skree teen dit. En sê, nee, maar ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie dit nie. Ek is te lief vir die prop. Elke keer trap jy hom stikkend, en jy gooi hom weg, en dan gaan jy maar weer, ek is nie goed genoeg nie. Dis volbring, dis gedoen. En God weet, elkeen van ons is in 'n healing proses. En wat ek en jy wel moet doen, is om ons gedagtes gevangene te neem, in die woord te kom. En as jy nie weet om 'n verhouding met God te hê nie, ek wonder wie weet, heeltemal, wat het is om saam met God te loop. Ons almal streef daarna. Ons maar eerlik wees met mekaar. Ons almal wil nader aan God wees. We must labor to get into that. Dis al wat jy moet labor, om te leer om saam met God te wandel. Dis hoekom gister toe ek praat ook, dis hoekom dit so belangrik is dan om in tale te bid. Ek weet, dit is nou vreemd, dalk, maar tale is jou tool, dis een van die 9 geskenke, dit is 'n tool wat jy kry, waar jy, in elk geval net wara as jy bid, om eerder net in jou taal te bid, en so jou gedagtes skoon te kry, en jou gees, binne in jou wat weergebore geword het, connect met God se gees wat binne in jou is, en jy begin in die hemelse taal praat. So, Here, ek berei nou Hebreërs voor. Hoe gaan ek dit neersit? Hoe gaan ek Hebreërs neersit? Dan loop ek aan my huis. En ek bid in my taal. Want ek weet nie. Ek weet nie. En my gees met God se gees connect, en is asof hy so Hebreërs deur my spoel, en ek begin dit te verstaan. Want is 'n verstaan wat jy moet kry, is 'n knowing, is 'n geestelike knowing wat jy moet kry, en ek kan dit nie vir jou kry nie. You must go into that rest. Jy gaan dit moet leer. Maar wat in die pad staan is jou mind. Jou mind, jou denke, jou wil, staan in die pad van hemelse goed. Luister gou hierso, nee, tale is nie so vreemd nie. Alles is supernatural in die Bybel. Alles is. Ja, maar jy moet nou net bietjie logies, dis waar die fout lê. Jy wil logies, jy wil met jou menslike logika, kom ons vat Openbaring 4 en 5 verstaan. Het jy gelees, daar's 4 lewende wesens daar, met oë agter in hulle kop. Ek dink as so wese nou, jy moet instap, drop ons almal so. Verstaan jy? Daar's niks logies omtrent dit nie. Jy gaan eendag in die hemel kom, en jy sien, dit maak nou nie vir jou sin nie. Dis anders. Dis hoekom baie keer, as ek het al gehoor van sataniste, en daai mense wat se derde oog oop is, as hulle weergebore raak, maak het my derde oog toe, ek wil nie meer sien wat in hierdie tweede hemel aangaan nie. En ek en jy staan elke dag konstant, het ons aanvalle op ons gedagtes en denke van daai wêreld af. Want ons dink ons demone hardloop hier rond en hardloop op soos aliens en al daai goed. Maar hy vat jou tot by jou huis, daar waar jy sit, en jy neem nie jou gedagtes gevangene nie, en die gedagte kom op. Dis weer tyd om vir daai goed op my telefoon te loer, waarvoor ek nie moet loer nie. En hy val jy in jou huis aan. Wat ook al. Ek gebruik ons altyd die voorbeeld van die vrou vir wie ek gaan bid het, wat gesê het, moenie maar hy demoon goed by my huis kom nie, my hele huis is gesalf. Ek sê, hoe het hierdie geesie van selfmoord nou hier deur die salfolie gekom? Want dit is 'n gees, hoor.
is 'n demoon. Hy wil hê met jou eie lewe neem. En hy sê vir jou, hoorie, ek is nie goed genoeg nie. Ek gaan nou sommer 'n einde aan alles maak. Oor dae, weke, maande, jare, jy laat daai ding toe hier. Jy's nie in God se rus nie. Hoorie, maar dis nog net die intro en ons moet nog nagmaal ook hoor ek. Ek het nou so gedink vanoggend hoe lekker gaan dit nou wees hier vandag. Want Tinus het my hele salaris weer verdien gister. Vir al die mense wat ek moes bedien in Kreersdorp. Ek kom gisterand by die huis met oor kyk so oor mekaar. En almal is kort, nee, as ek vir mense bid dan sê ja. As ek na 3 ure opstaan dan môre is jy weer in die gym, deadlifts en good mornings en dis wat ek hoop, maar ek kry nou al beserings op pad gym toe. Ek dink nog net maandagoggend ek gaan bors oefen dan gaan jy iets. Vra vir Elsie, ek is op jou katteflampie en alles al hierdie week, Nee. Jy sien, ons moet in die rus van die Here. Weet jy, die rus van die Here is een van die skrifte wat jy kan gebruik. Hoor jy die mooi skrifgie? Nehemia 8 vers 10. Die vreugde van die Here is my beskutting. Om in vreugde in te gaan, nietemin jou uitdagings. The joy of the Lord is your strength. Kyk wie dit kan doen. Johannes 14 vers 1. Laat jou hart oor niks ontsteld word. God sê, glo in my en glo in Jesus Christus. Klim in jou kar, gaan jy huis toe, SMS kom deur van die bank af, dis nou eers die 5de. Die vrede van die Here, want luister gou, God wil jou hê, dat jy moet uitgaan, en dit wat jy verniet gekry het, vat vir 'n stuk in 'n wêreld, maar nou trap jy so klei in jou eie probleme, die vyand wil jy daar hou, sodat jy nie kan uitgaan. As ek gister toe ek al die mense bedien, moes gedink het aan goed, wat uitdagings by die kerk, waar ook al, goed wat ek hoor met mense gebeur, as ek nou daaraan moet dink heeltyd, ek stap daar in met die vrymoedigheid, en ek gooi hom. En dis wat ons almal moet doen. Paulus het so in 1 Korintiërs 11 vir so 'n oombliekie gesê, hoor jy, ek gaan ook nou maar 'n bietjie buite myself raak, almal moan en grou, kom ek vertel julle wat alles met my gebeur. Ek het al 3 keer skipbreek gelei, soveel keer al geslaan deur die Jode, waar kom gooi hulle my met klippe? Maar ek kon nie heeltyd aan dit dink in 'n pity party hou nie. Hy moes gaan. Hy weet nie by die volgende dorp gaan hy dood. Dis nogal in die rus van die Here beweeg. Hulle sê vir hom, jy moenie opgaan Jerusalem toe nie. Hulle gaan vir jou doodmaak, papi. Hy sê, laat waai. Ek's gebind deur die Gees, ek moet gaan. Hy dink, dis die rus van die Here. Stap aan, hy skeer sy haartjies. Hoorie, maar is dit nie die perd wat daar in Efese gepreek het nie? En hulle vat vir hom. Almal sê, ek hoor teoloog sê, nee, hy het verkeerd gehoor, hy moes nie gaan nie. Nee, hy moes gaan, hy sê, ek is gebind deur die Gees. En raai wat gebeur, hy gaan deur al die hel. En die aand toe hy daar by die Romeinse afdeling toegesluit is, en toe pas die Romeine om daarom op. Staan God langs hom. Wat so awesome, voordat is dit. God staan langs hom. Hy sê, okay, ek vat jou Rome toe, jy gaan vir die keizer preek. Wat so voorreg, Hoeveel ouens het dit al reg gekry? Ek ken 'n ou, nee. Hy het hierdie Sabbatsrus vir my verduidelik, deur dit wat hy doen. Net toe ek my hart vir die Here gee, sien ek kom nou eers by my preek uit, maar dalk moes ek nie. Toe ek my hart vir die Here gee, was ek nog 'n ou wat, jy weet, ek het hom al die das afgehaal, maar ek het 'n chinoutjie aan met my hemp ingesteek, ek kon nog daai jare my hemplekke insteek. Of ek ons draam nou los, vir een spesifieke rede. Sit-ups is nie meer baie belangrik in my lewe nie, maar en ek het nog hierdie dingetjie oor myself. So 2013-14 kom daar 'n reeks DVD's uit. Daai tyd koop jy nog by Koem DVD's, jy kon nie op YouTube goed kyk nie. The Father of Lights.
Gaan kyk het gerus, baie goed. En hier sien ek 'n ou met rasta hare, met sulke snaakse skoentjies wat sy tone so maak, tattoo op sy kuite, tot white. Jy sien, ek het vir my shofar gekoop, en ek is in Israel al gewees, en ek weet daar is een plek wat 'n Christen nie in Israel kan gaan nie. Die Tempel Dome. Ons kan daar op, as dit 'n goeie dag is, kan jy daar op, maar arme ou tieners moes 'n rok daar dra, want hy doen 'n kortbroek aan, en hulle gee vir hom toe so, en hy lyk soos Mustafa, toe hy daar rondloop met sy plakkies, né? Maar dis daai, as jy soontoe kan gaan, is jy baie bevoorreg. Nie tot white nie. Sy rasta hare Christen. Ek dink, hoe kan hierdie perd 'n Christen wees? Kyk hoe lyk die ding. En daai ou gaan in Israel in. En hy check hierdie moslems langs sy pad, en hy sien hierdie een loop met 'n kier, hy sê, wat gaan met jou aan? Hy sê, nee, sy rug, hy sê, kan ek vir jou bid? Hy sê, asseblief, 'n moslem. Hy sê, in die naam van Jesus, kop, genees hy. So gaan hy in die straat en hy bid vir hulle genees een na die ander. Hy loop die volgende dag, 'n moslim kom na hom gehard, hy sê, hoor, jy het gister vir my gebid, ek het genees, my pa lê by die huis met kanker, so jy vir hom kom bid. Hy sê, no problem, ek kom, gaan bid vir sy pa voel dadelik beter, voel hy het genees, alles. Hulle vra, hoorie, vra ons net wat jy wil. Hy sê, hoorie man, ek wil graag die ramshoring gaan blaas binne in die tempeldome. Hy sê, no problem, ek ken die ou wat die sleutel het. Gaan al die ou met die sleutel volgende dag sê, in die tempeldome in, gaan blaas hy die ramshoring, en hy skree Jesus binne in die tempeldome. 'n ou met rasta hare met 'n tattoo, of 16. Daai ou is in die rus van God. Hy weet wie hy is in die Here. Hy het in 'n vrymesselaar losie groot geword. Hy het nie vir een kursus gegaan om bloedlyne te breek nie. Ek praat nou met 'n spesifieke crowd. Dis afgehandel. Hy stap in daai freedom, en hy gaan doen dit. Hy gaan bid vir siekes. Hy gee nie om of dit 'n moslim is, 'n hindoe is, of wie nie. Hy's vry om Jesus Christus te vat na 'n stuk in die wêreld toe. En dis waar ek en jy moet kom. Ons moet in daai vryheid kom. Ons moet in daai rus inkom. En besef, dis nie 'n dag nie. Dis nie 'n dag nie. Dis 'n toestand, dis 'n denke, 'n weet, wat God sê, dis klaar. En God, alles was woes en leeg, en hy skep orde. En dis hoekom ek sê gister mense ook, alles in ons mind was woes en leeg. God sal kom orde skep. Hy het die 7de dag gerus, hy het die mens op die 6de dag gemaak. Alles in orde. Hy kon die mens nie op die 2de dag maak nie, anders moes ons water trap vir 3 dae. Hy doen alles met 'n orde. Toe hy die mens gemaak het, die kroon van sy skepping, volgende nag toe rus hy. Nie gaan slaap hy nie. God raak nie moeg nie. Ek weet nie of jy dit geweet het nie, glad nie moeg nie. Toe rus hy van sy werke. En hy vra vir ons, hier in Hebreërs, ek gaan nou skiep hier, so ek wil vir julle weer die daai opgesit het, maar daai kan julle net gaan check, dit is waar die hele Hebreërs gaan, ek het vir julle uitleg gegee van dit laas. Daarom, waarom, kyk wat hy alles vir ons doen, hy het ons die mens oor sy werke van sy hande aangestel, kan nie glo. Charlie oor die werke van sy hande aangestel. Hy het my, vir IJ, Gerda, vir ons almal aangestel oor die werke van sy hande. Kan jy het glo? Hoor jy gaan moet weet wat die rus is as jy daai wil doen. Het jy al begin regeer oor die werke van sy hande? Het jy geweet, nadat God gesê dis klaar, het hy nooit nodig gehad ooit weer om 'n bees te maak nie. Niks nie. Hy maak nie meer nuwe diere nie. Dis hoekom die dodo's uitgesterf het, want hy het nie nuus gemaak nie. Hulle is klaar nou. Die dodo's is klaar, hulle kan nooit weer terugkom. Hulle het uitgesterf. God het daai tyd gemaak wat hy moes maak en hy was klaar. Toe kom breek die mens dit, en ek gaan nou nie weer op baie tangent gaan nie. Ek preek al daaroor. En ek en jy sit nou vandag
6000 jaar later, 5000 jaar later, en dis waar ons nou is. En nou kom God 2000 jaar terug, en hy sê, dis klaar, dis gedoen, dis volbring, julle kan nou weer begin, heers, want julle het nou die eerste keer nie geheers nie, julle het dit gebreek, toe moes ek het kom regmaak, nou kan julle weer heers, hierso, vat, heers, dis nou al 2000 jaar later, en ons het dit weer 'n dag gemaak, want as die mens beheer kry oor iets, en dan maak ons wette, reëls en regulasies. Hy het vir ons die dood gesmaak, hy het die dood gesmaak, die kinders ons saligheid bewerk, saligheid glorie, ek en jy is in the glory of God. Die saligheid, kyk die saligheid is dan nou 'n wrede vertaling vir glory, hoor. Saligheid maak nie sin nie. Maar jy's geglorify. God sê, jy is die kroon van my skepping, onthou dit nou. Jy was nog altyd die kroon van my skepping. Ek kom herinner jou, ek het dood gegaan vir jou. Die God van heel, ons besef het nie altyd nie, as ons nou hier so staan en aanbid, worship, dan aanbid ons nou eintlik hierdie God. En van ons is maar, jy sal met iets in jou gees opstaan, as jy, Jesus Here, ek weet nie, dis wat die liedjie vir my so mooi is, die Little Drummer Boy, jy al gehoor op Christmas, hoor wat sê hy daar in die liedjie, I played my best for him, param, papam, pam, jy moet jou beste vir hom bring, in worship, my beste, ek gee nie om wat die ou langs my sê nie, ek gee nie om wat die ou voor my sê nie, ek bring my beste vir hom, soos die Little Drummer Boy, As my elke keer as hy op hy tune kom, ek gaan nou weer oor Kersfees baie luister, I played my best, en dan luister ek sommer, Bonnie Emson is die beste, daar is nie mense wat hom kan sing soos Bonnie M nie, kan ek dit maar vir jou vertel, nee, I played my best for him, hierdie klein drummer boy by Jesus, daar by die klein babiekie, I played, want hy weet wie lê daar, God, en jy worship hom, jy weet hierdie ouens wat hulle hande in die lug steek, hey, soos Dawid, nee, ons moet nie neerkyk op mense wat worship nie, sy vrou het neergekyk op hom 2 dae gedans het voor die ark van God, hy het sy beste gegee vir hom, sy beste, hy het ons geheilig, en ons is nou een met hom, jy kan hierdie goed oor, is ek een met God, jy is een met hom, as jy weergebore is, jy een met hom, hy het die mag van die duiwel en die dood gebreek, hy bevry ons van slawerny en vrees, en hy maak ons, ek wil nou verby gaan, die Sabbatsrus vir Godse volk, ek het nou baie daaroor gepraat, gaan lees daar, Hebreërs 3 en 4, en selfs Dawid skryf dit amper 400 jaar, plus minus 400 jaar, nadat die wet gekom het, besef Dawid ook, soos wat die skrywer van Hebreërs sê, Joshua kon nie eers daai ouens in God se rus inkry nie, want hy sê vir hulle, gaan verken, gaan vat, ek stuur 10 ouens vooruit, hy het nou die dag, al die Egiptenare versmoor binne in water, hy stuur 'n wolkkolom, 'n vuurkolom, en hulle sê, ons kan nie daai ouens vat nie, yes, ek geweet het, ek het die Here so as backup, want sal ek enige almee aanvat, sê nie, ons kan nie, en daar vererg God hom, dat Moses moes negotiate met sy beste Joods, gaan lees bietjie daar wat Moses nou sê, maar Here, u kan nie hierdie doen nie, ek gaan vir hulle wipe, Moses nie kan, weet jy wat sê Moses in die King James, God moet repent, gaan lees, kyk toe die Jood begin negotiate, nee, sê God, ok, ek sal hulle nou nie allemaal doodmaak, maar hulle sal om hierdie berg trek vir 38 jaar, en net die hele generasie se bene lê nog aan in die woestyn, dood, gebrand deur die son, spierwit, almal dood, behalwe Joshua en Caleb, selfs Moses nie daar aangegaan het, en Dawid skryf het hier, want hy is ons God, jy moet hierdie psalm vat, dit is 'n baie mooie, en ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand, ag as julle vandag maar net na sy stem wou luister, as julle maar net wou luister,
Verhard julle harte nie soos by Meriba, soos op die dag van Massa in die woestyn nie, waar julle vaders my versoek het, my beproef het, alhoewel hulle my werk gesien het. 40 jaar het ek 'n afkeer gehad van hierdie geslag en gesê, hulle is 'n volk met 'n dwalende hart en hulle ken my ween nie. Sodat ek in my toorn gesweer het, waarlik, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Ons moet nie dwalende harte hê nie, ons moet nie dwalende minds hê nie, ons moet doelgerig wees, gefokus en weet, jy moet jouself herinner, ek het hierdie week vir die intersessiegroep 2 keer al proklamasies gestuur, herinner jouself aan die skrif wat sê, dis wie ek is. Dis waarom het baie belangrik is, om hierdie skrif in te bid in jou lewe, sodat jy jou siel en liggaam kan herinner, want Dawid sê in Psalm 103 vers 1 en 2, ek beveel my siel om die Here te loof. Want jou gees wil die Here loof, maar stel jou siel in die pad. O nee, wat gaan Tinus om my dink as ek nou my hande in die lug steek? Jou siel kom in die pad. En Satan keer jou om in God se rus in te gaan. Dawid beveel sy siel om die Here te loof. He commanded his soul to praise the Lord. Want jou siel, jou eie wil, jou intellek, jou emosies, gaan heeltyd in die pad staan van die rus. Yes, ek kan nie, daar kom iets in jou gees op, wat jy vir iemand wil woord gee, dan kom, sodra jy na die persoon toe stap om woord te gee, dan kom die gedagte op, ek gaan nie. Nou het ek verkeerd gehoor. Daar is hy, daar is een persoon wat weggaan sonder sy woordjie. Nee? Toe die Here my getrein het, werk ek in Brits, in 'n plant. Nou gaan ek gou in dorp toe, nou gaan ek vir my gou iets koop al by Pick n Pay om te eet, en ek stap aan Britse mall, en ek stap verby 'n tannie, en die Here sê vir my, sê vir haar, toe sy gisterand gebid het, vreemde vrou, dit en dit, ek kan nie so presies onthou wat dit is nie, ek het seker verkeerd gehoor, gaan weg duiwel. Daar ek stap haar, die Here sê vir my, jy gaan vir haar sê, ek stap en sy en haar dogter het klaar betaal, en ek stap na haar toe, en ek sê, Tannie, hierdie gaan vir jou vreemd klim, maar die Here sê gisterand toe Tannie dit en dit gebid het, toe sê hy, hy het dit gehoor, hy is lief vir Tannie, dit sal gebeur. So kyk my so, dankie seun, daar gee sy my drukkie, in die plek. Maar dit het guts gevat vir my om dit te doen hoor. Want my siel het heeltyd teen dit gefight. En dis waar die vyand my is, moet dit nie vir haar sê nie, moet nie vir haar sê nie, moenie, jy gaan jou naam met 'n hamer slaan, sy gaan dink jy's weird. En die vyand kom nie so, moenie, gaan nie, sal nie, hy kom so, ek moet dit nie doen nie. Daai dag, ek wil net vir julle hier lees, ons is deelgenote geword vir hom, ek het laas week oor gepraat, en wat 'n deelgenoot beteken, julle moet nie hierdie skrif vergeet nie, vat hierdie skrif, proklameer hierdie skrif oor jou lewe, praat hierdie skrif oor lewe, jy's 'n deelgenoot, jy's 'n partyker, jy's 1/3 wall-to-wall Holy Ghost, en daar staan, immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk, nie bietjie nie, alles geskenk, alles geskenk, wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom, jy moet kennis van hom kry, en sy woord, wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het. Hy het dit gedoen, dis volbring, 2000 jaar terug, hy het dit reeds gedoen, jy hoef nie te vra vir iets wat jy klaar het nie. As jy weergebore is, en God se gees bly in jou, Here asseblief, laat ek in tale bid, sê, wat is fout met hierdie persoon, alles is dan in jou. Jy moet dit nou ontgin, van binne af, uit. Maar nou staan jou mind in die pad. Dit hou dit nou binne. Jy het soveel krag binne in jou, is as jy daai, toe ek en Gips nog Flash kom kyk, voor dit nou gay geraak het, ne? Ek weet nie of jy die reeks Flash gekyk het, die eerste 3 seasons was gauw, dan is Superman so sissie tot gay. Ek dink die ouens wat Marvel Comics geskryf het, draai allemaal 'n grafte om. Ne? Hy het, daai hand van hom het so gegaan, en dis wat binne in jou is. Jy het soveel krag, Heilige Gees van net deur jou kom. En hy wil aan mense vat. En hy wil mense aanraak. As jy net gaan besef, jy is 'n deelgenoot, hy het jou alles geskenk, alles is binne in jou.
En jy moet gaan. En nou moet jy veg om in die rus te bly, want nou kom hierdie padblokkades, nee, hierdie roadblocks, boom gates. Ja, maar jy weet, ek het nou nog nie so lank Bybel gelees soos James julle. Hey, jy het die Heilige Gees in jou, dieselfde Gees wat Jesus Christus uit die dood opgewek het, binne jou. Ek het dieselfde Gees, jy ook. Hy trek niemand voor nie. Daar is vir elkeen dieselfde possibility. En meer. Dis hoekom ek altyd vir mense sê, ek wil hê my kinders, en almal wat saam met my is, en saam bietjie by my leer, moet beter as ek word. Moenie gelimit word soos ek nie. Go for it. Nadat julle die verdorwenheid, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Goddelike natuur. Nadat jy die verdorwenheid ontvlug het, wat jy die begeerlikheid van die wêreld is. Ek gaan skiep, Wouter, het vat bietjie lank met jy, gaan jy sê vir my na die tweede laaste slide toe gaan, asseblief. Gaan nou bietjie daar vashak. Daar sy. Ek gaan net my nog een terug, dankie Wouter. Ek wil dit net hier lees. Daar sy, Genesis 2. Soos dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. Hoofstuk 1, God nou alles gemaak. En God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het. En op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die 7de dag geseën en het geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het deur dit te maak. Luister hier. Toe sê hy vir die Jode, daai 7de dag moet hulle eerbiedig. Hoekom? Om God te eer vir wat hy gedoen het. Daai 7de dag moes hulle self herinner aan wat God gedoen het. Toe het hulle dit so wetties gemaak. Vandag het jy nie eers 'n lift kan druk nie, maar hulle vergeet wat God gedoen het. Maar as jy vandag in Israel aangaan, Jerusalem is die goddeloosste stad op die aardbol amper. Hierdie ouens sal vir daai 24 uur nie beweeg nie. Hulle sal nie, baie van hulle doen, ek moet dan nou sê, baie doen daarom. Hy vergeet van God, maar hy sal nie die lift druk nie. Ek en jy het in werke ingegaan. Ja, ten minste gaan ek 3 maal 'n maand kerk toe. Hulle sien my dan by al die meetings. Jy weet, ek is dan betrokke by 'n liefdadigheidsorganisasie. Dit is jou werk, dit het niks te doen met niks, dit het niks te doen met die prys van eiers nie. Niks nie, niks nie. Gaan vir jou niks beteken nie, as jy nie verhouding het met hom nie. Niks. Jy gaan nie enig in die hemel kom sê, as sy, Petrus, moes jy die joke van Petrus. Ja, jy kan ingaan, want jy het, ek sien die SKA, ek sien jy was ook by die padpatrollie, of wat ook al, nee, ek weet nou nie wat mense nou so daar doen nie, maar my jare, biblioteekprefek, en jy het by die Christelike afdeling gewerk. Jy het gereeld by Koem gekoop, en jy het 'n deel van jou 10de daarom gestuur vir die ouens daar Malawi, en daar sy, nie jy is in. Nee, dit het niks te doen daarmee nie. Jou verhouding met God. Jou verhouding met God. Gerus, rested, Hebreëse woord, Shabaf. Raai wat beteken Shabaf, gaan kyk sê afgehandel, dit te vier. Dis afgehandel, ek is klaar gewerk. Is jy moeg hier? Dis afgehandel, dis volbring. Kom ons vier dit. Het raak nou warm in hierdie kerk, maar ek sê vir jou nee, ons moet dit vier. Ons moet weer dis afgehandel in die kruis, toe hy sê, tetelestai in Grieks, dit is volbring, ons moet dit vier. Lyk of jy dit vier. Maar nou sien jy Christene, is daai ouens Christene? Ja. Jy weet, dit werk ook net nooit vir my nie. Ek gaan net jy hande op my lê nie, papi. En dan spring hy gogga op my. Nie Jessie. Ons moet dan lyk of ons dan nou hierdie vier. Daar praat ons nou net van die 7 dag, dis Ou Testamenties. Dan sê hy, die volgende, wat vier ons? Hoe leef ons in hierdie? Wat vier ons? Die volgende moet jy weet, hier is net 'n paar. Dis nie eers almal nie, wat hy vir jou gedoen het. Eerstens, wat hy gesê het, 1 Petrus 2, ons is nou deelgenote. Hy het jou alles geskenk. Wow, jy kan nou op jou knie gaan vir jou sê, awesome, awesome. Al 9 geskenke is binne in jou. Alles.
Jy het tot 'n redemptive gift gekry. Wat jy nie eens weet jy dalk nie. Maar ons gaan vir jou leer by die kerk, ons gaan volgende jaar redemptive gift doen. Jy het een gekry, Romeine 12, 5 tot 8. Jy het 'n genadegawe gekry. Dan roep God jou tot die 5voudige bediening. Profete, apostels en weet nie wat nog nie. En as daar 9 geskenke wat onder 'n kersboom lê en wag vir jou. Gebruik al 9. Hoe awesome is dit nie? Dan, Efesiërs 1 vers 3, jy is reeds geseënd. Jy moet rondloop op hierdie aarde asof jy 'n geseënde, 'n gebleste kind van God is. Maar nou bid ons, stap ons sommer gou hier in die Ou Testament in. O Here, seën my. Tog Here. Jy is geseënd. Want as my seën binne in jou bly, as Heilige Gees binne jou is, bly God binne in jou. Dan is jy geseënd. Kan jy glo jy is geseënd want God bly binne in jou? Dan derdens, Efesiërs 2:6, opgewek, jy's opgewek, jy's opgewek. Soos daai trekker waar staan wat sy battery dood was. Jy sit daai jumpers op hom. Gooi so rookie. En so ons trekkers by Amadwala gelyk het altyd. Veral as hulle die hele winter gestaan het, ons moet hulle opstart om te gaan gras sny nie. Dan daai mechanics besig, my mat, dan gat hulle. En so is baie van ons gewees, soos dood in ons sondes. En God sit daai jumper cables op ons harte. Jy is opgewek. Jy is wakker, jy was dood, jy was lewendig dood sonder God se gees, maar nou het jy God se gees gekry. Opgewek en ry, en ons sit in hemelse plekke. Jy moet rule. Dis binne in jou. 2 Korintiërs 5:17-21, daar het versoening plaasgevind. Hoor gou hierso. Kom ek kyk lees gou vir jou hierso. Hoe moet jy nou lyk? Waar is my Bybel? Kom nou, daar is hy. 2 Korintiërs, as julle julle Bybels gebring het. 5 vers 17 en dit kan jy sommer maar highlight in jou Bybel. Waarom? Want nou ons in sy rus is, né? Daarom. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God wat ons met onsself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het, die bediening van reconciliation. God is nie kwaad vir die wêreld en die aarde meer nie, in hierdie tydperk van die kerk nie. Hy het al die woede op Jesus Christus op die kruis uitgehaal. En ons is in die tyd van grace. En dit alles is uit God wat homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het. Ons moet vir die mense nou die goeie nuus gaan vertel. Naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hul misdade nie toe te reken nie. Can you believe it? Maar nou is ons die kerk. Nou sal ons vir almal hulle misdade gaan vertel. God doen dit nie eers nie. Ons moet dan optree as gesandte om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Dis 'n ou woord vir bemoedig. Vermaan is dan maar, vermaan beteken my maat my vermaan. Omdat ek nou my kos gemors het. Nee. Die woord is bemoedig. Want hy wat geen sonde geken het nie, het hy sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word, hoorie, geregtigheid van God in hom. Dis die afgehandelde werk. Al die ou dinge het verbygaan, kyk, alles het nuut geword. God is nie kwaad vir ons nie. Hy het al sy woede aan Jesus op die kruis uitgehaal, en ek en jy die bediening van versoening, ons met die mense gaan bemoedig. Nie almal wil hierdie goeie nuus vat nie, want die kerk het vir die afgelope 2000 jaar dit nie so mooi oorgedra nie. Sodra mense in die gees van God begin beweeg het, is hulle as hekse gebrand. This is bad, né? Dit was bad. Dit was baie bad. En hy noem ons sy broers. Kan jy glo? Hebreërs 2 vers. Hy sê skaam om sy boeties te noem. Daar moet jy gaan vir jouself 'n proklamasie van maak.
Ek maak klaar. Daar is hy. Kom ons lees gou Galasiërs 4, lees dit saam met my. Maar ek sê, Paulus, solank as die erfgenaam 'n kind is, verskil hy niks van 'n diensknegt nie, al is hy heer van alles. Maar hy staan onder voogte en bestuurders tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal. So was ons ook, kinders. Toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld, maar toe die volheid, die Shabbat inkom, die afgehandelde werk inkom. Van die tyd gekom het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders, verkeerd vertaal, seuns, ek gaan nou vir die Engels lees, seuns kan ontvang. Jy's nie meer 'n kind nie, jy's 'n seun van God. En omdat julle seuns is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep, Abba, Papa. Daarom is jy nie meer 'n diensknegt nie, maar seun. En as jy 'n seun is, dan ook 'n erfgenaam van God deur Jesus Christus. Kom ek lees hom vir jou in die Engels. Die ou vertaling het hom gereëneer. Kom ek lees hom vir jou in die Koning James. Hy sê, but when the fullness of the time was come, God sent forth his son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. And because you are sons, God has sent forth the Spirit of his Son into your hearts. Dis mooi. Crying, Abba, Father. Wherefore thou art no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Jy's 'n seun in die huis. Maar nou lyk ons almal soos Mephiboset. Is dit Grieks vir jou, Mephiboset? Wie was Mephiboset? Die ou krippel seentjie van Jonathan, wat uit die tannie se arms uitgeval het. Toe Dawid die huis kom skoonmaak van Saul. En eendag sit Dawid en hy sê, is daar nog iemand, is daar nog een van Jonathan se seuns oor? Hy sê, ja, daar's 'n bedelaar daar buitekant, hy's krippel. Sy naam is Mephiboset. Hy sê, roep hom, hy kan by die tafel kom sit en eet vir ewig. En daar trek hulle hom mooi aan, sit die krippel een by die tafel. En God sê vir my en jou, jy's nie 'n krippel nie. Hy nooi jou uit na sy tafel toe, jy hoef nie so Mephiboset daar te sit nie. Jy is sy seun, jy mag aan die tafel sit, die tafel is gedek vir jou, jy mag gaan sit, die werk is afgehandel, kom in sy rus in. Weer is klaar. Hoe awesome is dit nie? En nou, wanneer ons hierdie nagmaal nou gaan gebruik, moet ons besef wat ons doen. Dankie Here dat ek geseënd is. Dankie dat ek 'n erfgenaam is. Dankie dat ek nie meer 'n diensknegt is nie, maar 'n seun. En dan sê ek nou ook sommer 'n dogter. Jy's 'n seun, jy's 'n dogter, jy mag. Jy mag van die tafel gebruik. Jy's 'n deelgenoot. Jy het die gees van God. Dieselfde gees wat Jesus uit die dood het opgewek het. Dieselfde gees wat oor die waters gesweef het in Genesis 1 vers 2 is binne jou. En nou omdat jy 'n deelgenoot is, vat jou hand na die brood, God se hand in jou vat na dit en jy eet. Die wyn, jy herinner jouself van wat gedoen is. Dus hoekom die katholieke elke keer as hulle daai Eucharist gebruik, kruisig hulle weer, o Here. Dit is gedoen, 2000 jaar terug. Jy herinner jouself. Dis gedoen. Dankie vir wat u gedoen het. Hoe awesome is dit? Dis hoekom ons dit gereeld as moontlik moet gebruik, dat ons kan geherinner word aan wie ons is. In hom. Is dit nie mooi nie? Het julle verstaan wat ek vandag sê, of is dit Grieks? Verstaan ons? Hoor jy so? Ons moet so leef. Dis Desember. Die ouens sit daar buitekant, almal met depressie. Die ouens weet nie hoe gaan hulle Christmas presents koop nie. Die ouens weet nie hoe gaan hulle rekeninge betaal nie. Gaan gee hoop, gaan bemoedig.
mense. Die Kersseisoen moet gaan oor hom, wat hy gedoen het aan die kruis vir ons reeds. Daar 'n ou babietjie wat gekry. Dit is gedoen, dis verby. Hy gaan nie weer doodgaan, hy het een keer doodgegaan. Ek en jy moet nou doodgaan. Ons moet onsself herinner, hierdie plek is waar die vyand ons gaan besig hou. En jy gaan moet werk maak daarvan om in hierdie rus in te gaan, hierdie waarhede. Dus hoekom dit belangrik is, ek gaan hierdie PDF stuur, vat hierdie skrifte en maak dit jou eie. Herinner jouself aan wat God gedoen het. Sal die worship span vorentoe kom, want nou wil ek hê, dankie hulle herinner my, hulle probeer almal met my oogkontak maak, maar ek is so in 'n rol nou hier, so ek vergeet skoon. Hulle gaan vir ons 'n liedjie speel, en terwyl daai liedjie aan die gang is, dan kan jy draai na jou geliefdes toe, of iewers gaan staan, en jy kan saam met ons hierdie nagmaal, hierdie verbondsmaal gebruik, hierdie Nuwe Testamentiese verbond, wat hy met jou aangaan, hy het dit vir jou gedoen, dit is volbring, al die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword, herinner jouself daaraan, herinner jouself 2 Petrus 1 vers 1 en 2, jy's 'n deelgenoot, jy's 'n boetie, hy skaam hom nie om te sê jy's 'n boetie nie, hou jy op om skaam te wees? Al wie wen met minderwaardigheid is Satan. Jy moet bold wees. As jy nie gaan bold wees nie, gaan hy oor jou loop. Vader, ons loof en ons prys U naam. Hierdie brood is geseënd, hierdie sap is geseënd in die naam van Jesus. En soos hulle nou worship, kan jy op jou tyd hierdie verbondsmaal gebruik. En luister na hierdie liedjie. Dan gaan ek, as hulle klaar is, vir ons bid. We set a place for you at the table. We make space and room. Come and eat with us. Come and eat with us. And you provide the food, the bread of life, your body broken for our hope and healing now. Our hope and healing now. You passed the cup, your blood poured out, our sin forgotten, all things made new. The King enthroned is in our home. We welcome you, you're welcome to break the bread and pour the wine. Come here with us, come here with us, Emmanuel, God with us. Come sit with us, Lord, meet with us today. So let the children come, sons and daughters, we're all family here, joined by grace and love.
in love. That you passed the cup, your blood poured out, our sin forgotten, all things made new. The King enthroned is in our home. We welcome you, you're welcome to break the bread for the wine. Commune with us, commune with us, Emmanuel, God with us. Come sit with us, Lord, meet with us, break the bread and pour the wine. Commune with us, commune with us, Emmanuel, God with us. Come sit with us, Lord, meet with us today. You're welcome here, you're welcome here. It's an open door, this house is yours. You're welcome here, you're welcome here. It's an open door, this house is yours. You're welcome here, you're welcome here. It's an open door, this house is yours. You're welcome here, you're welcome here. It's an open door, this house is yours. You're welcome here, you're welcome here. It's an open door, this house is yours. So break the bread and pour the wine. Commune with us, commune with us, Emmanuel, God with us. Come sit with us, Lord, meet with us. So break the bread and pour the wine. Commune with us, commune with us, Emmanuel, God with us. Come sit with us, Lord, meet with us. So break the bread and pour the wine. Commune with us, commune with us, Emmanuel, God with us. Come sit with us, Lord, meet with us. You're welcome here, you're welcome here. It's an open door, this house is yours. You're welcome here, you're welcome here. It's an open door, this house is yours. You're welcome here, you're welcome here. It's an open door,
This house is yours. You're welcome here. You're welcome here. It's an open door. This house is yours. So break the bread and pour the wine. Commune with us. Commune with us, Emmanuel. God with us. Come sit with us. Lord, meet with us today. Dankie Here, dankie Here. Dis 'n uitnodiging, is 'n oop deur soos hy gesing het. Ek het nie geweet wat Barend vandag gaan sing nie, maar spot on. Spot on. Die deur is oop vir my en jou. En ek en jy kan kom sit by die tafel van die Here. Ons hoef nie soos 'n krippeler daar buite rond te hardloop nie. Ons almal was krippel, maar die Here maak ons gesond. Ek wil net vandag julle bemoedig. Hierso seuns in die huis en dogters wat nog nie weet hulle is dogters en seuns nie. Hierso is seuns hierso wat begin besef hulle is seuns en begin operate in dit. Operate beteken hulle begin in daai boldness kry om uit te gaan en te begin handel lê, te begin bid. En ek wil julle vandag, of een of twee van julle bid en julle net activate in dit. Dis 'n paar sissies wat ek ook wil activate. En ek wil hê die vrouens moet vir my vorentoe kom, die ouderlinge en almal wat saam bid. Sê ek wil vir jou graag bid. Amanda wat langs is, net vorentoe kom. Ek wil hê Elsie, julle moet hande op jou lê en vir jou bid dat hierdie ding net uitkom. Vir jou ook asseblief vorentoe kom. Ja, asseblief. En AJ, ek wil net vir jou sê, nee, ek het jou gister dopgehou. Hierdie man is ripped and ready to go. Jy weet wie hy is in God. Hardloop. Hardloop. God jou geroep. Jy is geroep vir dit. Moenie skaam wees om my te help bedien nie. Lê hande op mense. Bid vir die mense. Bid vir die mense. Rensha, julle, ek het vir julle gebid. Jy's geactivate. Jy weet wie jy is in God. En asseblief bid vir hulle. Julle het dit in julle. En dis nog so een of twee mense wat ek wil uitroep. Hierso wat vir wie ek wil bid. Vader, dankie, ons loof en ons prys die naam, ons loof en ons prys die naam, meeste van julle het ons al voorgebid, julle is geactivate, weet, ek wil julle net herinner, julle is geactivate, julle weet wie julle is in Christus. Henny, kan ek op water stap en jou vorentoe roep, dat ons vir jou kan bid? As jy nie reg nie, Tinus, kan jy vir hom daar gaan bid, asseblief? Alright. Dankie. Dankie Vader, ons loof en prys die naam, ons loof en prys die naam, Tinus gaan bid, sommer net vir hom daar so. Dankie, ons loof en ons prys die naam, dankie Here. Vader, dankie vir ons sissies hierso, dankie Here. Jy het 'n mooi in jou hart, jy is reg om te gaan, die Here roep jou. Hoor jy, die Here het jou geroep, jy moet hande op siekes lê, jy is gedoop, jy is gewas in sy bloed, jy het die gees van God. Vader, baie dankie vir my sissie, dankie, dat sy gaan uitstap in boldness. Vader, ons eer die naam en ons loof die naam, ons eer die naam en ons loof die naam. Dankie ook vir my sissie, ek wil net loof, jy loof en prys vir haar. Here, dankie vir haar hande, Here, dankie vir haar voete, geen vrees nie. U het haar geroep vir 'n tyd soos die, u roep haar. Ek loof en ek prys die naam. Joyce Meyer sê altyd, get out of the boat, get into the water. Dankie Here, ons loof en ons prys die naam. Ons loof en ons prys die naam. Is hier nog iemand wat wil hê ek moet bid vir hulle, weet nou, dalk moet nie raak sien nie so. Is hier iemand wie wil uitstap in boldness, wie wil op die water kom loop en uitkom? Ou moet nou pas op as jy jou hare so maak, ek kan jy dalk uitroep. Kom, ons is nie skaam nie, ons is nie skaam vir die Here nie. Geef my 'n drukkie. Sê, awesome, dankie Here, ons loof en ons prys die naam. Is daar nog iemand vir wie ons kan bid? Vandag moenie die kans laat verbygaan nie, die deur is oop. Die Here het ons geroep, daar so op Billa, kom vorentoe. Tinus, julle verstaan bid, asseblief, Brendan, bid saam met my vir hierdie man. Dankie. Werner, jy kan ook vorentoe kom, as jou vriend hier so kom, lê hande hier op sy skouers. Waar is hy? Sê my boetie, hoe lyk het? Wat jou naam is dit? Hoe het jy al jou lewe vir Here gegee? Waar is hy? Goed. Vader, baie dankie vir u seun. Ek loof en ek prys u naam. Dankie vir die Heilige Gees. Dankie dat u hom nou kom volmaak en kom invul met u Gees. Ek loof en ek prys u naam. Dankie vir u seun. Dankie vir HB. HB, waar bly jy? Waar? In Limpopo, Marken.
Ek het al gehoor van die plek, is wyd, hè? Yes, man. Vader, baie dankie vir hierdie man. Dankie, Here, dat jy hom oprig vir 'n tyd soos die. Vader, dankie dat jy hom geroep het by die naam. Dankie vir 'n boldness in hom, Here. 'n Onverskrokkenheid. Here, dankie dat jy die jong mense oprig in 'n tyd soos die, daar onder die boeregemeenskappe, soos wat Werner ook gaan, en is nie skaam om die woord te verkondig nie. Vader, dankie, Here, dat u in sy hart dit sit. Dankie, Here, vir 'n ontsettende begeerte vir u woord. Dankie dat u vir hom die skrifte gaan oopbreek soos nog nooit van tevore nie. Geen vrees, en alle vrees wat in hom is, sal hom los in die naam van Jesus. Fear of man sal hy nie hê nie, in die naam van Jesus. Hy sal onverskrokke wees vir die Here. Ek loof en ek prys u naam. Ek loof en ek prys u naam. Vader, dankie. Dankie vir u seën. Dankie vir u seën. Vader, dankie. Ek loof en ek prys u die woord van u. Dankie, Here. Ons loof en ons prys u. Ons loof en ons prys u. Ons loof en ons prys u. Ons eer u naam. Dankie, Vader. Martin, sorry, ek sien jou nie. Dankie, Ronel. Vader, baie dankie vir my boeta. Here, dankie vir die hongerte en begeerte en dankie vir 'n seën in die huis. Vader, ons eer u naam. Ons eer u naam. Dankie, Here, dat die Here dat u vir Martin geroep het soos 'n tyd soos die. Martin was gister ook nou daar saam met ons by Warrior Bride en ek het nie vir een van Carltonville se mense gebid nie, maar daar's te veel ander mense wie gebid het. So, vandag wil ek net die hande op jou lê en vir jou sê, jy's 'n seën in die huis. Vader, baie dankie. Dankie vir sy hart. Dankie vir sy liefde vir mense. Maar dankie vir die ontsettende brandende begeerte in hom, vir u en u woord en die dinge van God. Here, dankie dat u in hom wakker maak. Lê hande op die siekes. Bid vir die wat bemoediging nodig het. Vader, ons loof en ons prys u naam, jy mag hoor. Jy mag het doen. Ons loof u naam en ons prys u naam. Dankie vir u gees in hom. Vir jou nog gee, meer as wat jy dink, kan die Here vir jou gee. Ons sê, dankie Here, ons loof en ons prys u naam. Dankie Here, dat jy sy enkels versterk. Ons eer u naam, en ons loof u naam. Amen en amen. Nee, wat die Gees van God sterk in jou voet. Sjoe. Jessie, is lekker. Hoor die ou mis uit, en wie ek moet bid, so dit loop op hier voor, hoor. Wie wil ek nog vir hulle bid? Is jy nog iemand? Ons kan nie kans dat voorbij gaan, he. Een keer het ou Gibeon, ek bid vir hom, hy is nou die jongste in ons huis, toe hy nog so, toe hy was 9 jaar oud, of, kom Quina, en hy sê, toe ek vir hom klaar gebeur, hy sê vir sy ander boeties, dat papa bid vir jou is nogal lekker. Dit mens voel dit. Dankie Here, is iets spesifieks vir hom bid, of net vir hom bid. Ag Here, dankie vir Quentin. Dankie vir hierdie klein skaamseentjie wat hier aangekom het. Dankie vir die boldness wat U in hom gee. Vader, en hy groei van week tot week. Kom hierdie boldness in hom. En Vader, baie dankie vir U mooi, pragtige seun wat gaan weet dat hy 'n seun in die huis is. En God is sy pa. En God is baie lief vir jou. Dankie Here wat U in sy lewe gaan doen. Geroep as 'n profeet vir die nasies. Dankie dat sy hande gesalf is. Ons eer U naam. Ons eer U naam. Dankie vir 'n boldness in hom. Dankie Vader. Maar Vader, dankie vir die wysheid en kennis wat U vir hierdie man gaan gee oor die skrifte en die woord. 'n hongerte vir U woord. Ek loof en ek prys U naam. Amen en amen. Dankie Vader, ons eer U naam. Ja, ek wil sommer vir Marisha bid, wat hierdie week vir 'n operasie gaan, en dit sal goed gaan. Ek weet nie of dit is wat jy wil ek bid vir jou nie, of wat wil ek bid vir jou? Sommer dit. Vir wat?
Dankie Here dat sy dogter is in die huis. Dankie dat sy u dogter is. Ons eer u naam. Dankie Here dat u hierdie week saam met haar gaan, haar paaie vir haar gelyk maak. Die gees van die Here en die salwing van die Here is sterk op jou. Die Here het jou net kom herinner hierso. Ag Here, dankie. Ja, Here. Dankie dat U die trooster is in hierdie tyd. Ons loof en ons prys U naam. Ons loof en ons prys U naam. Voel net hoe sterk is die krag van die Here. En is daai krag wat binne in jou is, wat jy gaan hande lê op 'n siek wêreld. Mense wat siek is, mense wat bemoediging nodig het. Vader, dankie vir die salwing op haar lewe. Ons loof en ons prys U naam. Here, dit is gedoen, dit is volbring. Ek eer U naam. Ek eer U naam. Sjoe. Ek weet nie of jy het nou agterkom nie, maar jy bedien my nou eintlik. Die gees in haar bedien my eintlik nou. Dis awesome. Julle moet net kom, wie wil iemand kom voel? Kan jy kom voel hierso? Kom. God is lewendig, God is nie dood nie. En ek wil hierdie share, jy moet, dis verniet. Vader, ons loof en ons prys U naam. Ons loof en ons prys U naam. Kom vat in 'n hande, dan staan jy hier waar ek staan. So met daai hand hierso. Hier hoef nie, daar sy, kom ons staan so. Vader, baie dankie, ons loof en ons prys U naam. Daar sy. Voel dat. Here, dankie, ons loof en ons prys U naam. Iemand net hier by haar staan asseblief. Daar sy IJ. Daar sy. Dankie Here. Is daar nog iemand wat wil verniet? Daar sal, kom vorentoe, maar nie laat hierdie verbygaan en jy voel nie van hierdie nie. Vader, dankie, ons loof en ons prys U naam. Dankie vir U gees wat nou lewend is hierso en kragtig. Dankie dat ons net U naam kan verheerlik. Daar sy, voel net daar. Hierso moet jy nou kyk. Daar sy. Dankie Here. Uit gebrokenheid uit. Staan nie te nie. Dankie Here. Assai. Sjoe. Dankie Here, ons loof en ons prys U naam. Ons loof en ons prys U naam. Aan hierdie kant by Tannie Corrie voel ek so koue bevrydingskoel liggie. Vader, baie dankie. Dankie Vader dat U alles nuut maak. Ek eer U naam. Voel net daar so tussen ons hande. Voel net daar. Voel of ek my hand in koue seewater druk hierso. Vader, ek loof en ek prys U naam. Ek loof en ek prys U naam. Voel lekker. Is daar nog iemand? Tussen die mense deur? Is awesome hier hoor. Dit kan elke dag in jou lewe wees. Dankie Here, dankie Vader vir U gees op hierdie 3 mense. Dankie Here, dit is goed. Dit is goed. Alles sal goed wees. Alles sal reg wees. Dankie Here, ek bid vir hulle. Ek bid vir al die boere, ek bid vir hulle huis. Ek eer U naam.
Here. Dankie Here. Kom hier, jongen. Heilige Gees, ons loof en prys U naam. Dankie Jesus. Dankie Here dat ons genooides is. Ons eer U naam. Ons eer U naam. Dankie Here vir rustigheid. Dankie vir die salwing op hulle lewens. Dankie Here vir bonatuurlike rustigheid. Wat sin die hele het dit. Dankie Vader, ons loof en prys U. Ja, ek ken haar. Gaan dit? Ja, kom. Hou jou ma se hand vas. Bid ons vir julle, ons kyk wat doen die Here. Dankie Here. Dankie Here. Heilige Gees. Dankie dat U die werk doen. Dankie vir haar hart. Haar moederhart. Ons loof en ons prys U. Soveel goed wat die vyand vir jou vertel het, wat nie waar is nie, maar jy is 'n ma, jy is 'n goeie ma, en die Here is baie lief vir jou. Vader, ons eer U naam, ons loof U naam. Here, dankie vir die seun. Dankie Vader vir sy mooi hart. Ons loof en ons prys U naam. Wat ek sien is rooi grond, en is nou res wat nou gebeur. Die grond word geploeg, en die grond is rooi, dit is vars, en dit sal groei. Dit wat U plant in hierdie oesland, Vader, ek loof en ek prys U naam. Vader, is reg vir die plant, want die grond is reg. Dit is 'n nuwe seisoen. Vader, en dankie dat U in hulle kom plant. Vader, ek loof en ek prys U naam. Ek sien 'n mooi oop land wat klaar bewerk is, en die plant gaan nou gebeur, in Jesus naam. Vader, ek loof en ek prys U. Ek eer U. Amen. Amen. Die Here is besig. Die Here is besig. Daar is hy. Het jou ouma jou forceer om vorentoe te kom? Nee, wil jy vorentoe kom? Daar is ek spoed. Okay, wat is jou naam weer? Kyk wat doen die Heilige Gees. Alright, good. Vader, baie dankie vir U seun. Ons loof en ons prys U naam. Ons bid vir U vrede oor hom, U shalom vrede, en enige vrees, enige angs, enige iets wat hom benoud maak, sal hom los in Jesus naam. Dat hy sal weet, hy is 'n seun in die huis. Heilige Gees, U so lief vir hom. Awesome. Definitief een van die seuns by wie die Here gaan drome deponeer, visioene. So kom jy van jou mind so aanval met
wat jy aan dink, wat jou bekommerd maak, en jou bang maak. Maar Vader, dankie, dit sal los in die naam van Jesus. Ons bid vir sy gedagtes. Vader, ons loof en ons prys die naam. Heilige Gees, dankie. Ons eer die naam. Ons eer die naam. Dankie dat hy sal hoor wat die Gees vir die gemeente sê. Ons loof en ons prys die naam. Ons loof en ons prys die naam. En hy sal sien, hy sal anders sien as ander. Vader, ons loof en prys die naam. Hy sal sien, hy sal sien, hy sal sien. Jy het al jou hart vir die Here gegee en die Here neem. Een mooi hart. Baie mooi hart. Dankie Here. Dankie dat U hom gaan help van hier af hierdie te bewaar wat U vir hom gegee het. Maak nie saak wat die wêreld skree nie. Hy sal U stem baie harder hoor as enige iets in die wêreld. In Jesus naam. En vrees en angs het U vir julle gesê, julle los hom in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Amen en amen en amen. Sjoe. Is dit nie lekker nie? Om so die Gees van die Here te ervaar nie. God is nie dood nie. Ons is genooi. En hier is nog, dit raak nie op nie. Ek weet nie of julle weet nie, maar dit raak nie klaar nie, dit raak nie op nie. Is nogal iets met 'n boldness as jy vorentoe kan kom. En want hy is jou boetie en hy is nie skaam om jou sy boetie of sy te noem nie. Dit is nie 'n show nie. Alright. Moenie die duiwel vir jou jok nie. As die Here werk, dan werk hy. En dan gaan jy vorentoe. Mag ons nie met God se goed 'n show van maak nie. Dit is definitief nie 'n show nie. Moenie die duiwel vir jou jok nie. Hierdie is wat die Here doen. Nee. En ons kan almal deel kry daarvan. Hoe lekker is dit nie? Hoe lekker is dit nie? Is daar nog iemand? Gaan ons na huis toe. Alright, dan gaan ons huis toe. Dan gaan ek vir ons bid. Alright. Vader, ons loof en prys U naam, ons wil U al die eer gee. Heilige Gees, dat U die woord kom bevestig. Dat U ons almal uitnooi na die tafel toe. U het ons genooi. Vader, dankie dat U in elkeen van ons harte werk. Minderwaardigheid het nie plek nie. Verwerping het nie plek nie. Twee van die grootste demone wat daar is minderwaardigheid, ek is nie goed genoeg nie, en verwerping. Los in die naam van Jesus. Hierdie is God se kinders. Hierdie is God se kinders. Ons loof en ons prys U naam. Ek bid dat U die naprediker sal wees van hierdie woord. Vader, ons eer U naam en ons loof U naam. Help ons almal in hierdie tyd wat voorlê, waar ons besighede nou besig is om toe te maak en al daai goed, dat ons fokus op U sal hou, waar ons dalk die voorreg het om bietjie stil te gaan raak, dat ons sal fokus op wat U vir ons vir die nuwe jaar inhou. Vader, dat ons sal hoor by U. Dat ons sal hoor by U, en wanneer ons hoor, ons sal dit sal neerskryf, en ons sal heeltyd teruggaan daarna toe, en ons sal onsself herinner aan die woord wat U vir ons gegee het. Ek wil julle bemoedig vandag voor ek amen sê, as die Here vir jou iets wys, skryf dit neer. Want hierdie jaar wat kom, gaan daar baie challenges wees. En jy moet terugkyk na wat die Here vir jou gewys het. En jy moet jouself gereeld herinner dat God goed is. En God is saam met jou. Jy is nie alleen nie. Jy kan nooit ooit alleen wees nie. Jy kan nooit alleen wees nie, want hy wat onder die vlerke van die Allerhoogste sit, hy sal vir die Here sê, U is my toevlug en my beskerming, my God, op wie ek vertrou. Vader, ek eer U naam en ek loof U naam vandag. Mag ons U net verheerlik, mag ons U worship. Vader, baie dankie vir die worship team wat vandag die eerste keer in ons gemeente kom worship het. Vader, dankie dat dit van krag tot krag sal groei. Die mense wie U oprig in hierdie gemeente om te kom aanbid hierso, ons sê vir U dankie. In hierdie dorp, Vader, ek loof en prys U naam. Ek bid sommer vandag vir al die ander gemeentes. Vader, ons seën hulle, ons seën die predikante, ons seën die pastore, ons seën hulle almal in die naam van Jesus, en mag hulle ook groei van krag tot krag. Hierdie dorp is groot en is baie stikkend in hierdie dorp en hierdie omgewing. En ons bid dat ons die hande en voete van U sal wees in hierdie tyd en in die tyd wat voorlê. Ons loof en ons prys U naam. Amen en amen. Daar is soveel saad hierdie jaar uitgestuur van die vooraf, van waar ook al af. Daar is soveel saad in die grond gesit en ons bid dat dit sal opkom. In Jesus naam. Amen. Amen en amen. Daar is hy. Behold the Alpha and Omega, beginning and
the end. In Him we will never, never thirst again. הרוח והכלה אומרים בו, הרוח והכלה